Welkom by die luistermeditasies vir Pasen. Vandag is Dinsdag, 7 April, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Handelinge 10, vers 34 tot 43 in die 1983 vertaling. Ons staan steeds in die gloed van Paaszondag. Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Hy is die lig wat geen duisternis kon uitdoof nie. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik stil te word met hierdie waarheid. Dit wat ons hele geloof rig. Vra die Gees om jou hierin te verdiep. Om jou opnuut in 'n diep vreugde hiervoor ook in te lei. Die gedig Opstandingssondag van Koos van der Merwe rig hierdie oomblik van stilte. Die Sondagson skyn terug na Vrydag toe en verkondig met heilige oggendlig oor eeue heen dat gisternag en alle nagte sedert die eerste sonsak kan hoor. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die Sondaglig skyn en elke Vrydag sal vir alle eeue weet, Sondag het gekom. Amen. Handelinge 10 vers 34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Petrus staan hier in die huis van Cornelius, waar hy nooit gedink het hy sou wees nie. 'n ander volk, 'n ander wêreld, mense wat altyd buite was van die storie wat hy geken het. En tog hier in hierdie vreemde ruimte gebeur iets. God maak nie onderskeid nie. Vir hom is dit nie net 'n mooi gedagte nie. Dit verskuif die aarde onder Petrus se voete. Die evangelie wat hy verkondig, word groter as sy verwagtinge, wyer as sy grense, dieper as sy verstaan. Jesus Christus, Here van almal. Nie net van 'n sekere volk nie, nie net van die by wie hy gedink het dit pas nie, maar van almal wat oop is vir die vrede wat hy bring. Petrus vertel die storie weer, van Jesus se lewe, van sy goeie dade, sy kruis en sy opstanding.
Maar die grootste wonder is nie net wat gebeur het nie. Dit is vir wie dit alles bedoel is. Vir die wat buite gestaan het. Vir die wat nooit ingesluit gevoel het nie. Vir die wat gedink het, hierdie geld maar nie vir my nie. En dalk is dit waar hierdie teks ons ontmoet. In die plek waar God groter is as ons grense. Waar die Gees reeds werk. In mense wat ons nog nie raak gesien het nie. Dis 'n uitnodiging wat oop is. Waarwyd oop. En dalk verder en wyer strek as wat ons onsself al ooit ingedink het. Ek nooi jou uit in hierdie Paastyd. Wat beteken dit vir jou dat Jesus Christus, die opgestane Here, Here van almal is? Dink bidend hieroor na. Waar word jy dalk herinner of sien jy tekens dat God reeds aan die werk is ook buite jou verwagtinge? Waar is jy dalk veral hieroor al verras? Dink ook hieroor na en praat gerus met God hieroor in gebed. In hierdie nuwe kerkseisoen wat aangebreek het, in die tyd van Paase, die tyd waarin ek en jy opnuut uitgenooi word na die nuwe lewe wat Jesus Christus bring. Hoe kan jy jouself oopstel om dalk meer ontvanklik te wees vir die verrassende werk van die Gees om jou, maar dalk ook binne in jou? Kom ons bid saam. Here van almal, breek my beperkte manier van sien oop en maak my hart wyer.
Leer my om raak te sien waar U reeds werk en gee my die moed om saam met U te beweeg. Amen.